Goeiemôre broers en susters. Ek kon nou nie help om te glimlag nie. Daar's 'n babietjie daar agter ergens wat die daar mooi gehoor het. Ekskuus. Ons tema vir oggend is nog 'n spreekwoord dat 'n persoon hou hom horende doof. Nou ek hoef dit nie te verduidelik nie. Ek dink almal weet presies wat dit beteken. Maar ek wil julle graag groet met die Shema. Ek hoop ek spreek dit reg uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En 'n mens kan sê dat omdat alle gelowig is, 'n deel is van die volk van God, kan ons dit toepas en sê, hoor gelowiges, hoor Antipas, die Here ons God is 'n enige Here. Die woord hoor is belangrik in vandag se preek. Maar nou voor ek begin wil ek net sê, julle weet nou al in die tyd, ek is nie die grootste teoloog wat julle al teëgekom het nie. My preke fokus meer daarop om prakties te wees. Nou hierdie preek vandag is wat ek sal noem 'n toepassingspreek. Wat beteken die preek is die toepassing. Soos wat ek aangaan, moet jy jouself spieël in die spieël van jou Christelike lewe voor die Here deur die hulp van die Heilige Gees om te sien wat van dit wat ek spreek hierso, wat ek praat, is op jou van toepassing. In voorbereiding het ek nou agtergekom hoeveel is op my van toepassing. Ek gaan nie vir julle sê hoeveel nie, maar dit is nogal 'n lot. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Luister aandagtig, dink daaroor, sien jouself in hierdie prentjie. En dan kan jy mos vir jouself sê, ja, dis waar van my of dis nie waar van my nie of ek moet hier nou oplet of so iets, nee. Maar daar is ook 'n gesamentlike toepassing wat ons as gemeente voor die Here moet leer om te hoor. Nou kom ons begin dan nou. Ek kan vir julle sê natuurlik dat om horende doof te wees is 'n universele probleem en is 'n eeueoue probleem. En ek is daarvan oortuig dat alle mense van alle tye van die sondeval af horende doof gebore is. Almal is opstandig. Almal wil hulle eie kop volg. Almal weet beter. En niemand wil sy stywe nekkie voor die Here buig nie. So ons is almal horende doof. Die ore maak keer niks. Die ore maak keer niks. En is dit nie wonderlik nie, né? Die gawe van gehoor wat ons het, soos die daar wat ons gehoor het. Maar ook die sang. Die groete van mense, kindertjies wat gesels en speel en lag. Die gawe van gehoor is 'n ongelooflike gawe. Maar ten spyte daarvan sê Paulus ook in Romeine 3, wat u baie goed weet, wat daar staan, 3 vers 12, nie een het goed gedoen nie, nee, nie eers een nie. Almal hou hulle ore doof vir die Here, dis wat dit eintlik maar beteken. En dis wat ons ook nou gelees het, of wat Isak vir ons gelees het, as ons na vers 9 van daai Psalm kyk, dan sien ons daar is klem op, hoor my volk, en ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy tog na my wil luister. In die 2020 vertaling het hulle byna deurgaans die woord hoor vertaal met luister. So waar jy in die ouer vertalings kry 'n opdrag wat sê hoor iets en luister, kry jy nou in die 2020 luister die teks en luister. Na my opinie is daar tog 'n verskil tussen hoor en luister. En ek dink dis hoekom die ouer vertalings dit so gebruik het. Maar nietemin, die beginsel is dat ons moet hoor en luister. Maar daar is 'n baie interessante implikasie in die Psalm wat ons daar gelees het van die teks.
naamlik dat daar vrye keuse is in jou hoor. Want daar staan, die volk wou nie luister nie. Hulle het 'n keuse uitgeoefen, hulle wou nie, hulle het hulle verhard. In vers 12 sê die Here, my volk het nie na my geluister nie. Israel wou my nie gehoorsaam nie. Jy sien, eie keuse. Vers 14 sê, as my volk maar net na my wou luister, as Israel maar my paaie wou volg. So is vir ons kardinaal belangrik as Christene, om die uitsprake van die Here ter harte te neem. Ek dink ons moet hierdie Psalm net weer 'n slag by die huis gaan lees, en net mooi daarna kyk. Jy sal ook sien, dat die kwessie van eie keuse daar 'n baie belangrike rol speel in die sin van die wou, die beklemtoning van wou nie luister nie, het gekies om nie te luister nie. Maar daar is ook beloftes in daai Psalm wat vir jou sê wat die gevolge van gehoorsaamheid is. So gaan bestudeer dit gerus 'n slag weer by die huis. Maar die kerngedagte is dat vir die Here is dit nie behaaglik as sy mense hoorende doof is nie. Dit is nie vir die Here goed nie, dis nie vir hom aanvaarbaar nie. Dis nie wat hy vir sy mense wil hê nie. Nou, dis maar net 'n bietjie agtergrond. Kom ons bid saam voor ons uit die skrif lees en dan kyk ons dit uit kan lê. Ons Hemelse Vader, ons is mense wat onbeskryflik bevoorreg is. Ons is mense wat kinders van God genoem word. Ons is mense wat broers en susters van mekaar is in die Here Jesus Christus. Wie kan dit almal sê? Nie baie nie. Maar U het uit genade ons gered, ons U sin gemaak, sodat ons deur Christus waardig is om U kinders genoem te word. En Here, ons het hierdie teks wat ons vandag gaan behandel, al so dikwels gehoor. Maar miskien het ons baie minder dikwels geluister. En ek wil regtig bid dat U ons deur U Gees sal lei om U woord te spreek soos dit gespreek moet word. Om U doel daarmee te bereik. En om dit te hoor soos dit gehoor moet word. Want Here, ons is totaal afhanklik van U. Uit onsself is ons tot niks goeds in staat nie. U en U alleen. En deur U Heilige Gees kan hierdie woord in ons harte bevestig. Kan ons vasmaak aan Christus op 'n nuwe manier. En daarom bid ek dat U ons nou sal lei, ons harte en verstand sal oopmaak, dat ons sal hoor wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, blaai asseblief saam met my na Matteus 13. Matteus 13, waar die gelykenis van die saaiër aangeteken is. Maar ons lees van vers 10 af. Nou, voor ek dit lees, die gelykenis van die saaiër ken ons baie goed, almal van ons. Ek weet nie hoeveel preke het julle al daaroor gehoor nie, maar ek het al baie gehoor. Ek gaan net wag dat alles alwaai, moet julle nie daaraan steur nie. Die probleem is net baie keer raak ons so gewoond aan enigiets spesifiek, dat dit naderhand vir jou nie meer die betekenis het wat dit aanvanklik gehad het nie, of wat dit bedoel is om te hê nie. En baie keer dan luister ons na die gelykenis van die saaiër en die uitsprake daar rondom en ons sê, ja, wel ons verstaan. Jy weet, saad wat hier op die teels gesaai word, gaan nie groei nie, maar die saad wat daar in die bedding gegooi word, dit sal groei.
Weet maar wat daarvan, wat vir jou saak maak. Hoe werk dit vir jou? Wat maak jy daarmee? Wat maak ek daarmee? Watter saad is ek en watter grond is ek? En die manier wat Jesus nou hier die gelykenis aan die skare vertel wat hom volg, is vir sy disippels nou 'n bietjie vreemd. Hulle is nou nie dat hulle eerste keer gelykenis hoor nie, maar hulle begin wonder, hoekom sê Jesus nie net, kyk, as jy saad so saai, dan sal dit groei, en as jy saad so saai, sal dit nie groei nie. Hy gebruik 'n gelykenis. En dan vra hulle hom in vers 10. Ek lees nou hier uit die 2020. Die disippels het toe nader gekom en vir hom gevra, hoekom praat u deur gelykenisse met hulle? En hy het hulle geantwoord, omdat dit aan julle gegee is, om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan. Maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. Want wie het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van wie nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. Daarom praat ek met hulle deur gelykenisse, omdat hulle siende blind en hoorende doof is, en dus nie verstaan nie. Wat hulle betref, word die profesie van Jesaja vervul. Met die ore sal julle hoor en glad nie verstaan nie. En met die oë sal julle sien en glad nie insig kry nie. Want hierdie volk se hart is afgestomp. Hulle kan beswaarlik met hulle oor hoor. Hulle het hulle oë gesluit, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle harte verstaan en terugdraai en ek hulle genees nie. Jy sien, daar kom die woord, die hoorende doof, net direk net so uit die Bybel. Interessant net met 'n opmerkingkie, met betrekking tot vers 15, in Jeremia, ek dink is Jeremia 6, sê hy, hierdie volk se hart is onbesny. Met ander woorde, hulle is nog nie toegewy aan die Here nie. Hier sê dit, die hart is afgestomp, wat miskien nog erger is, dit kan 'n besnyde hart wees wat nou toegegaan het en wat nie meer hoor nie. Vers 16, nou praat Jesus self weer, maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Amen. Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en hulle het nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie. Maar wat julle betref, julle disippels van die Here, luister nou. Luister na die gelykenis van die saaier. Ekskuus tog daarvoor. Tot sover dan die skrif, jy kan die Bybels oophou. Ek net hierdie ou keer 'n bietjie Dit is baie lekker om in die gemeente ouens te hê wat weet wat hulle doen. Nou dit is dan ons skriflesing. Nou let op dat Jesus 'n skrif met skrif antwoord, né? Vraag met skrif. Dis maar net 'n terloopse opmerking. Nou wat ons nou hier vind, is eintlik die verduidelikende opmerkings met betrekking tot die gelykenis van die saaier. 'n Mens wonder of die disippels dit nie verstaan het nie, en of hulle net wou gehad het Jesus moet korter preek. Jy weet wat ek bedoel, want hulle vra hom hierdie vraag, maar tog hulle wandel saam met hom, hulle het al heelwat gelykenisse gehoor teen hierdie tyd.
Maar dit lyk of hulle besorgd is oor die hoorders. Dat die hoorders hoor nou 'n storie en dit was 'n tipiese manier van inligting oordra in daardie tyd, nie net betrekking tot geestelike sake nie, maar met betrekking tot enigiets. Wat is ons geskiedenis? Dan sal iemand die geskiedenis vertel, amper soos in Handelinge 2. Nee, maar dis mondelinge oorlewering, dis 'n manier van tuisbring wat gebeur het of wat iets beteken. En nou sê die disippels in beginsel, eintlik Here Jesus, dink ons hierdie ouens verstaan nie. En nou moet ons onsself afvra, verstaan ons, wat is Jesus se antwoord? Hulle het nou hierdie storie gehoor soos hulle dit sien en hulle het nie mooi bygekom nie, maar nou is Jesus se reaksie daar in vers 11 nie wat die disippels verwag nie. Hulle het hom nou 'n direkte vraag gevra. Maar nou sê hy nie vir hulle, ek gebruik gelykenisse omdat dit makliker verstaanbaar is nie. Hy sê nie, is omdat hy weet dat die skares hou daarvan as hy op daai manier preek nie. Dis nie dat hy dink die bepaalde preekstyl mense makliker of beter bereik nie. Hy sê nie dis hoe ons kerk dit doen nie. Niks van daai soort van goed nie. Wat sê Jesus vir die disippels? Hy sê ek gebruik gelykenisse, nog steeds vers 11, omdat dit aan julle, die disippels, gegee is om die geheimenis van die koninkryk van God te verstaan. Maar vir daardie mense, en dis die woorde wat daar staan in die Bybel, vir daardie mense, dit wil sê, hulle wat nie volgelinge van Jesus is nie, is dit nie gegee nie. Dis 'n direkte verwysing na my en jou. Ons sit hier, ons het onder die geklank van die woord vir jare, baie van ons. Dit is aan ons gegee, 'n gawe van God, om die geheimenisse van die koninkryk van God te verstaan. Jesus gee met ander woorde 'n taamlik verrassende antwoord. En dis nie 'n antwoord wat die vraag direk beantwoord met betrekking tot die skare nie. Hy pas dit toe op sy volgelinge. En daardie mense, kan 'n mens sê wat in vers 11 weer van gepraat word, hulle is nog nie volgelinge van Christus nie. En hulle het nog nie verstaan wie Jesus is nie. Hulle het hom gevolg vir die sensasionele. Die brood en die visse wat meer word, die blindes wat sien, die krepeles wat weer loop, dooies wat lewend word. Groot gevolg gehad. Oral waar ons lees van waar Jesus opgetree het, sê daar skares en ander plekke sê daar groot skares het hom gevolg. Maar wanneer dit kom by sy kruisiging, word dit geïllustreer dat bitter min van daai mense in daardie skares volgelinge van Christus was in die ware sin van die woord. Hulle het hulle nie oorgegee aan Christus nie. Hulle het hom nie gevolg ter wille van die koninkryk van God nie, maar ter wille van dit wat hulle daaruit kon kry in die materiële en die vermaaklikheidssin daarvan. Maar Jesus sê sy disippels het insig gekry. En dis vir hulle wat hy eintlik preek, sodat hulle meer kennis van God kan opdoen, meer kan groei in die geloof, versterk kan word in hulle kennis. Met ander woorde, as ons dan na vers 12 kyk, is die wat meer baie het, meer sal kry en so aan, daai is nie materiële dinge nie. Dis deel van vers 11. Dis deel van die antwoord. Dis om te sê, die wat al reeds insig het, by hulle insig sal bygevoeg word. Die wat nie insig het nie, sal sukkel. Dit sal vir hulle al moeiliker word om die koninkryk van God te verstaan en die geheimenisse daarvan. En beleef ons dit nie, né? Mense wat afvallig raak van Christus, vra nie gewoonlik, wat is met my verkeerd? Nee, hy vra gewoonlik, wat is met God verkeerd? Hoekom doen God dit? Hoekom laat God dit toe?
Hoekom kry ek nie dit nie? Hoekom word ek nie gesond nie? Jy weet, daai goed. Maar mense wat gegroei het in die Here, wat meer gekry het, wat bygevoeg gekry het, prys die Here vir wat in hulle lewens gebeur. Leef op 'n ander manier voor die Here en in die mensdom. So Jesus praat van die gawes wat aan ons gegee is, om deur te hoor ook te verstaan die geheimenisse van die koninkryk van God. As ons dan kyk na vers 13 en 14, kom ons by die kern van Jesus se antwoord. Hy sê hy gepraat met die mense in gelykenisse, omdat hulle siende blind is en hoorende doof, en dus nie verstaan nie. Met ander woorde, die feit dat hulle nie wil sien wat Jesus doen en wat God doen in die wêreld nie, en dat hulle dit nie wil hoor nie, maak hulle nie fisies blind nie, dit maak hulle nie fisies doof nie. Dit maak dat hulle nie verstaan nie. En dit is waaroor dit gaan. En Jesus bevestig dit deur hierdie aanhaling uit Jesaja 6 vers 9 en 10. Ek wil net gou 'n bietjie praat oor wat hoorende doof dan eintlik beteken. Mens kan tegnies raak daaroor, maar die Bybel onderskei nie altyd tussen hoor en luister nie. Eintlik, om die waarheid te sê, soos ek net nog gesê, die 2020 maak selde die onderskeid. Maar die ouer vertalings, 53 en 83 Afrikaanse vertalings, praat uitdruklik van hoor, eerste stap, luister, die tweede stap. Maar die punt bly, dit is iets wat anders is as 'n biologiese hoor, fisiese hoor. Nou daai wat nou geskryf het nou lekker gehelp met die preek. Ons hoor daai geluide, ek hoor daar ergens loop 'n ding, een of ander motor of 'n masjien. Ek hoor die blaaie ritsel as die wind dit waai, ek hoor karre verbyry, ek hoor vliegtye. Ek het nie gevra om daai goed te hoor nie. Hoekom moet ek dit hoor? Maar ek het geen keuse nie. Ek is totaal passief daarin, dit kom na my toe, sonder dat ek dit vra, sonder dat ek dit wil hoor. Dit gebeur net, dis net daar. So daar's daai vorm van hoor, né? Waarin ons passief is, dit oorval ons dag en nag. As baie keer is dit strelende geluide, maar baie keer is dit steurende geluide. Ek het bure wat steurende geluide maak. Maar jy verstaan wat ek sê, ek kan niks daaraan doen nie, dit is oor my en dis daai het jy dit. Maar luister, dink ek, het 'n ander betekenis. Luister is 'n meer intellektuele oefening, nie waar nie. Dis 'n innerlike ding, dis 'n geestelike ding. Want as jy met my praat, dan moet ek hoor wat jy sê, ek moet luister wat jy sê, om te verstaan wat jy sê. En ek het nou gister 'n eksperiment gedoen met my kleinkinders. Ek sê vir hulle, jy kan sommer op jou skoot dit ook doen. Ek sê, steek jou hande so uit. Maak een vuis, enige een. Maak nou die ander een. Wys een hand op, een hand af. Lekker, né? Maklik. Baie interessant. Vat nou jou ore. Nou klap ek alweer die ding af. In 'n gesprek, dan sit jy nou, daar so 3 mense, 1,5 meter van jou, daar so 3 mense, 1,5 meter van jou. En hulle moet net met mekaar gesels. En dan sê ek vir jou, luister met jou linkeroor na daai en jou regteroor na daai, en na die tyd wil ek 'n akkurate en volledige beskrywing hê van daai gesprekke. Daar's niemand hier wat dit kan doen nie. Daai kinders sê na die tyd vir my, wat probeer oupa met ons doen? Nou ek probeer illustreer dat daai soort hoor beteken vir jou niks, dis net 'n lawaai. Om te hoor wat hierdie groep sê, moet of daai groep stil bly of ek moet soontoe loop en by hulle gaan staan. Daar word iets van my verwag om behoorlik te hoor. En dit dink ek is die verskil tussen hoor en luister, soos die ou vertalings dit gebruik. Die een is net geluide, die ander een is iets wat ingang vind in jou
Dis iets waarop jy jou moet toespits, jy moet begin ontleed, jy moet begin vra, jy moet begin verstaan. En as jy dit reg kry, dan begin jy dit jou toeëien. En 'n ander woord daarvoor is, dan begin jy dit gehoorsaam. En wanneer jy dit begin gehoorsaam, dan verander jou lewe. Want dan begin jy dinge doen, soos wat die Bybel van jou verwag. So daar's daai proses, nee, daar's progressie. Hoor, luister, gehoorsaam, doen. En dit is wat Jesus in beginsel hier sê. Ons het al reeds Deuteronomium 6 vers 4, nee, hoor Israel, hoor. Maar Jesaja 53 vers 3 sê nou hier in die ouer vertaling, neig julle ore, met ander woorde luister, neig julle oor en kom na my toe. Hoor, dan sal julle lewe. So hoor is nie net 'n ding wat uitloop op 'n toewyding nie, dis nie net 'n ding wat uitloop op 'n aksie, ek doen nou dinge soos opgedra nie. Dit gee my lewe. Watter soort lewe? Hierdie lewe, die sekulêre lewe, die ore en die hande, dit gee my ewige lewe, dit gee my lewe in Christus Jesus. Ons word opgeroep om God se woord te gehoorsaam, nie net tegnies te hoor nie. Om te luister is om te gehoorsaam. En dit is vir God baie meer aanvaarbaar as baie van die ander goed wat ons doen. Wat ons ook, moet ek sê, reg doen. In ons verstaan van die skrif doen ons reg. Ons bring ons offers. Maar nou 1 Samuel 15 vers 22 sê, om te gehoorsaam is beter as offerhande. Om te luister beter as die vet van ramme. Nou dit hou direk verband, laat ons dit nie uit konteks uithaal nie. Dit hou direk verband met Saul se ongehoorsaamheid. Wanneer Samuel hom aanspreek, dan antwoord hy vir Samuel en hy sê, ek het gedoen wat reg is. Dan sê Samuel vir Saul, om te gehoorsaam is beter as offerhande, jy het nie gehoorsaam nie. Sien, maar daar's, met ander woorde, soos ons al dikwels gesê, die Here se woord is voorwaardelik. Daar's nie so iets, jy weet, soos Henry Ford gesê, there's no such thing as a free lunch. Jy moet hoor wat die Here sê en doen wat die Here sê. En die Here sal hoor wat jy sê en hy sal doen wat hy sê. Daar's daai verband. Daar's nie 'n storie van ek kan aanvoeter soos ek lus het, of ek kan die skyn van dinge probeer bewaar nie. Ek wil vir julle graag ook lees Eksodus 19 vers 5 en 6. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Of sommer in gewone Afrikaans, dis wat julle moet hoor. In vers 11 van Matteus 13 sê Jesus dat dit aan die disippels gegee is om die geheimenisse te verstaan. Maar nie aan daardie mense nie. Wat dit beteken is dat deur sy gees gee die Here vir sy disippels om te verstaan in verband met die koninkryk. Nie almal wat hoor, verstaan nie. En dis 'n belangrike ding, want daar's baie mense wat sê, maar hierdie ouens in die sendingveld arbei al 20 jaar, Charles Woodrow, wat 20 jaar gelede hier was, by geleentheid, en gesê het, hy was toe 14 jaar in Mosambiek, wat hy sending doen, en as 1 bekeerling, 1. Benny Bondhuis het vir julle gesê, hulle word ontmoedig deur die min bekerings. Nou dit beteken, dis deel van daardie mense, dis deel van daardie grond wat onvrugbaar is. Dit beteken nie, jy moet nie saai nie. Dit beteken, jy moet die Here vertrou om te help dat die saad op die regte plek val. Maar
as Jesus sê dis aan hulle gegee om te verstaan en aan ander nie gegee nie, is dit wat hy bedoel. Hulle verstaan nie die koninkryk van God nie, hulle weet nie waaroor dit gaan nie, hulle is nog nie ingekoop nie. Maar sy uitverkorenes, hulle is deel daarvan. En Johannes 6:63 sê dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. En in dieselfde Johannes 6:68 sê Petrus vir Jesus: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. So dit is ander lewe waarvan die teks praat, né? As Jesus sê dat hulle nie verstaan nie, hulle kom nie na hom toe dat hulle lewens verander kan word nie. Dis uiters belangrik. As ons dan nou terugkom na die aanhaling uit Jesaja uit. Verse 14 en 15 van Matteus 13, lees ek net weer. Met die ore sal julle hoor en glad nie verstaan nie, met die oë sal julle sien en glad nie insig kry nie. En dit beskryf met ander woorde vir ons baie goed die toestand van hoor en doof wees. Jy hoor die klank, jy hoor die stem, maar jy luister nie. Jy onderskei nie die woorde nie. Jy ontleed nie die betekenis nie. Jy vra nie, wat sê dit vir my nie. Dis soos mense wat langs 'n spoorlyn bly. Ek weet nie wie van julle nog spoorlyne kan onthou nie. Maar hier deur Valeria loop 'n spoorlyn en na die ou daar talle treine per dag en nag hier deur geloop. En ons wat hier rond gebly het gewoond geraak aan. Jy hoor naderhand nie meer daai trein nie, jy slaap soos 'n klip. Maar laat my familie van die plaas afkom. Volgende oggend vra jy, het hulle lekker geslaap? Maar sê hulle, wat? Geslaap? Nee. Hulle hoor daai steurende geluid, nee. Maar jy kan so gewoond raak aan 'n geluid dat jy afskakel. Hulle sê vir my dat daar's mans, ek weet nie of dit vir alle mans geld nie, maar dis wat die vrouens sê, wat as hulle hoor die vrou sê ons moet praat, dan het hulle so 'n dingetjie wat hulle kop afskakel dat hulle onmiddellik hoorende doof word. Maar jy verstaan wat ek bedoel. Dis die prentjie. Daar's goed wat ons hoor, maar wat vir ons niks beteken nie. Maar dit is vir ons belangrik om te hoor, want die gehoor lei na gehoorsaamheid. En dit is wat die Here van ons vereis. Nee, om gehoorsaam te wees is beter as offerande. In Jesaja 1 lees ons dat die Here geen baai het in 'n skyngehoorsaamheid nie. Jesaja 1 vers 11, want ek het aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here, ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Jy moet nou onthou, dis die voorgeskrewe offers. En die Here sê, genoeg. Ek het genoeg gehad daarvan. Hy wil eerder hê dat ons moet hoor en luister en gehoorsaam. Want vers 16 sê, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg, beteël die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. 'n Hele string opdragte, né? En dan kom hierdie uitnodiging wat julle seker van harte ken, Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Vers 19, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Jesus beklemtoon met ander woorde deur die gebruik van die gelyke, Jesus beklemtoon sy gebruik van die gelykenisse op grond van hierdie verduideliking uit Jesaja. En as hy dan sê in vers 18 van Matteus 13 nou, wat julle betref,
luister nou na die gelykenis van Jesaja. Nou klink dit nou nie verkeerd om nie, want die verse bo dit, 1 tot 9 was die gelykenis. En hulle het dit gehoor. Nou kom Jesus aan die einde van sy antwoord en hy sê, maar luister. Hy gaan dit nou nie weer vertel nie. Met ander woorde, onderskei, want julle het die gawe ontvang om die geheimenisse van die koninkryk van God te verstaan. So luister nou, dink weer oor na oor die gelykenis. Dink daaroor na. Luister daarna, maak dit jou eie. Kry dit onriet nie. Sodat jy beter sal verstaan. En dis tog wat ons doen, nie waar nie, as ons preek. Ons help mekaar om die skrif beter te verstaan. Ons selgroepe doen Bybelstudie om die skrif en vir Jesus en vir God beter te verstaan en te ken. Want daar is al reeds aan ons geopenbaar wie Christus is en wat sy rol in die wêreld is. So ons aan wie dit gegee is om te verstaan, moet luister en doen. Ja, en ek herinner ook daaraan in hoofstuk 11 van Matteus is die bekende woorde van Jesus wat ook in Markus voorkom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So daar word nie gesê dat mense wie fisiese ore het, altyd hoor nie. Die teenoorgestelde. Baie mense wie se ore perfek gesond is, hoor nie. En nou wil 'n mens vir jouself vra, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg? Geen mens kom sommer net tot bekering nie. Ek meen 'n ou stap nie in die straat af en skielik kom hy tot bekering nie. Of hy sit in die klas, of hy sit agter die stuurwiel en nou kom hy tot bekering nie. Iets moet hom aansteek, iets moet hom aan die gang kry, né? Daar's nie 'n onverklaarbare wyse nie. Dit is die aksie van God. God werk middelik. Ek sien die ouer mense weet waarvan ek praat, né? Nico het altyd gesê God werk middelik, hy gebruik middele. En die middel wat hy gebruik, in hierdie bepaalde geval is 'n gelykenis, maar is die woord van God. Hy gebruik die woord van God. En deur die woord van God te hoor, kom jy tot geloof. Dis wat Romeine vir ons sê, die geloof kom uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Die gelowige hoor die woord van God en dit bring ons in verhouding met Jesus, soos hy self dit in Johannes 10:27 verwoord. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle doen wat? Hulle volg my. Hulle loop nie sommer net rond nie. So daar's hierdie verhouding, ons luister na die Here. Hy ken ons ken hom, en ons volg hom, ons luister na hom. So daar is onteenseglik die verband tussen hoor, luister en gehoorsaamheid oor en oor in die skrif bevestig. So dit help ons min om julle Bybelboeke te kan opsê. Wat belangriker is om julle Bybelboeke te kan verstaan en te weet wat dit vir ons beteken en dit te doen. En wanneer ons dit reg kry om hierdie gawe wat aan ons gegee is te beoefen, en moenie dink as jy nou vandag elke woord glo wat ek sê dat jy môre kan preek soos Frans nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dit vat toewyding, dit vat aandag, dit vat inspanning, maar dit gee die Here vir ons in sy genade. Gee hy vir ons deur sy gees die vermoë om te groei in die geloof. Dis wat beteken om te groei in die geloof, om Christus beter te ken, God te verstaan, om te weet waarheen is ek op pad, om verhouding te wees in 'n lewende persoonlike verhouding met Christus. Dis waarheen dit werk. En ons moet oppas vir skynheiligheid, want alhoewel ons nie psalms lees, dat die Here se oë is op die
is op die regverdiges en sy ore is op hulle geroep, en op 'n ander plek, God het gehoor, hy het geluister na die stem van my gebed. 1 Johannes 5, 14 en 15 kan ons opsom deur te sê, hy hoor alles wat ons bid. En dan sê Spreuke 28:9, pas op verskyn heiligheid, wie sy oor wegdraai om die wet nie te hoor nie. Selfs sy gebed is 'n gruwel. Is harde woorde. Jy kan dus wel 'n hoorder wees, maar terselfdertyd hoorende doof. Jy kan 'n Christen wees, maar jy kan jou wegdraai van die wet van God en dit selektief toepas. En dit is nie wat die Here behaag nie. En ons moet pas op hoe ons lewe, sodat ons gebede nie voor God 'n gruwel is nie. Nou ja, soos ek gesê het in die begin, ek maak nie toepassings nie, ek hoop julle het nou 'n klomp toepassings gemaak. Ons het mos nou self die afleidings gemaak, en ons weet wat vir ons elkeen geld. Maar net om saam te vat, ons kollektiewe gehoorsaamheid, ons hoor, ons luister, ons uitvoering van die opdragte van die Here is ook baie belangrik. En ek dank die Here dat ons daardie soort van samehorigheid in die gemeente het. So en dit moet ons bewaar. Dit is 'n kosbare skat. Maar as jy nou as ons net weer gou-gou saamvat, 'n paar rigtingwysers of vrae wat ons onsself kan vra. Ons bevestig om te hoor en te luister is 'n keuse. Ons hoor elke Sondag, maar luister ons nog Maandag. Tweede punt, Jesus praat nie met dowes nie, maar met mense met 100% gesonde ore, maar met geslote harte. Die probleem is met ander woorde, nie die oor nie, maar die hart. Die derde punt, die woord van die Here is nie net klank nie. Ons moet dit ontvanklik luister. Ons moet fokus, hoor, luister, sonder voorbehou, maar met insig. Ons moet nie blindelings enige storie glo nie. Ons moet daai gelykenis ontleed. Ons moet ons koppe gebruik en die Gees wat die Here vir ons gegee het om met insig die skrif te lees. Dis wat in Lukas 8 vers 18 bedoel word as daar staan, pas dan op hoe julle hoor. Met ander woorde, jy moet onderskeiding aan die dag lê as jy luister. Jy moet seker maak jy hoor reg. Verdere punt, ons moet gehoorsaam, soos ons gesê het, my skape luister na my stem, gehoorsaam my. 'n Hoorder sonder dade is iemand wat gehoor het, maar nie geluister het nie. Of anders gestel, jy het nie regtig gehoor as jy nie gehoorsaam het nie. Dis Jakobus. Om te luister en te hoor vra stilte, dit het 'n wagtyd, dit vra oorgawe. Dis nie iets wat in 5 minute elke dag gaan gebeur nie. Jy moet stilte hê, jy moet wag op die Here, jy moet jou oorgee daaraan. Ten slotte, God soek nie beter ore nie. Hy soek sagter harte. Die boodskap, die antwoord wat Jesus gee aan sy disippels, met ander woorde ook aan my en jou, is eenvoudig, dis direk en is verstaanbaar. Die aan wie dit gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van God te verstaan, en ek wil graag glo, dis die meerderheid van ons wat hier is vandag, moet hulle nie hoorende doof hou nie, maar hoor, luister en gehoorsaam. Mag die Here ons seën in die oordeenking hiervan. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, daar is soveel dinge wat ons hoor. En selfs ook preke, liedere wat ons sing, tot eer van U. Maar ek is bevrees, ons moet erken en bely dat dikwels is dit wat ons hoor net 'n biologiese situasie, biologiese gebeure, dat ons nie luister nie, dat ons nie inneem nie,
dat ons nie daaraan toelê om gehoorsaam te wees nie. En Here, hierdie woord wat ons vanoggend behandel het, is eenvoudig. Dit is so duidelik dat U van ons verlang, U wat ons al ingebring het uit die duisternis na U wonderbare lig, om te fokus op U woord, om te luister wat U sê, om te doen wat U opdra. Ag, en ons vra Here dat U ons tog sal help om hierdie te verstaan. Die woord is in swakheid gebring, maar dis U woord. Dis U Gees wat die nawerking doen. Ek vra dat elke persoon wat hier is, groot en klein, rede sal hê om na te dink oor hulle lewens vandag. 'n Nuwe toewyding aan U te maak. Om U op 'n nuwe manier te hoor en te gehoorsaam. Met vreugde, met toewyding, met entoesiasme, met 'n begeerte om U te behaag. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag nou die seën van die Here julle begelei in hierdie week. Mag julle vrede hê in die Here, vreugde hê in die Here, en mag julle hom hoor en hom gehoorsaam. Tot sy eer en tot opbouing van die gemeente en die koninkryk van God. Amen.